Ja, Kobus hulle het hier 'n probleem gehad met hulle vroeër jare was die hekke te klein. So ek gaan nou net vir ons gou verduidelik hoe het hulle die hekke groter gemaak en wat die rede was hoekom hulle dit groter gemaak het. So ja, oor aan jou Kobus. Ja, my pa het met daai tyd toe hulle die hekke goed verkoop het hulle nog met Toyota ja, net die bakkies se naam vergeet. Hulle het met klein bakkies gery. En soos 'n Nissan 1400, hulle het hier deurgepas. En ek kon nie met my swaailingsnyer pas nie deur nie, soos 'n veldbrand het die Unimox en die goed pas nie deur nie. En is nog stewige hekke. Hierdie is sterk hekke en ek het my eysterpale wat gebreek is gevat. 'n waai eysterpaal, hy sit presies so wydsbeen oor die hek en jy swys dit maklik vas. Volgende eysterpaal pas weer binne in die waai in, een versterking en daar het my niks gekos die eysterpale wat ek het. En ek maak hulle standaard 3.6 meter breed. En jy wil ook hierdie hek afhaal en 'n ander hek opsit want omdat die hekke so sterk is en omdat hy nog soveel jare nog Ja, kan nee, so dit het my nie geld gekos nie. Dit het my nie geld gekos nie. Net my swysmasjien en 'n paar swysrotte. Dis dit. So 'n goeie patent wat maklik werk. Maklik Eenvoudig. werk, want meeste van julle op ou plase het stewige hekke wat net te smal is. So. Hy's 'n goeie boere. Van die huis af loop hulle almal, gaan hulle deur die krale. Ek maak nie meer bees by mekaar nie. Dit vat te veel tyd. Natuurlik nou, 3 maande in die jaar is die beesbaas, dan gee die liewe water vir hulle water en hulle het water in die veld, maar die ander 9 maande, 10 maande is ek baas. Dan het ek die water, ek maak die water goed weer daar voor die tyd en ek kry hulle in. Ja. En hulle is baie rustiger en trek hulle met die gang af huis toe. En jy hoef nie rond te hardloop en agterna een man. te jag. Een man. Ek werk 11.000 hektaar met een mens. Ek gaan elke jaar al my drade deur, maak elke jaar in die wintertyd al die droppels regs, al die pale wat stukken is. Maar bestuursgange maak dat ek man alleen of met 'n kar agter hulle kan ry of as jy met 'n perd ry of jy stap. En dan hoeveel bees het jy nou so op die stadium? Na die 2 jaar se droogtes is dit 'n probleem. Ja, so ek het nie naaste by genoeg bees nie, so ek verhuur my een plaas omdat ek nie genoeg bees daarvoor het om cashflow te kry. Maar op behoort so hier as jy veilig is 400 os en boot ek op 5000 hektaar so dit kan anders sonder my by En maar dit kan jy self alles bestuur met jou Alles, bestuursgange en alles bestuursgange een want man. ek osse is mos maklik. Ja. Jy kry hulle een keer in 'n jaar hier net voor die winter in om miltsiekte, lamsiekte te spuit en spuit jy so 'n bosluisolie ook en die res van die jaar wissel jy eintlik net jou kampe. Ja. So bosboerdery is maklik. Dis min arbeid in vergelyking met koeie en kalf. Dis min arbeid. Dis een keer 'n jaar moet hulle by die huis aankom dat ek hulle in 'n kraal en 'n drukgang moet kry om te spuit. En sê nou soos ons nou toevallig nou hierdie knopveldsiekte het en nou moet ons hulle ongelukkig die jaar inkry, maar as ek hulle 2 keer 'n jaar moet inkry, Dan is baie. Ja, dis maklik. Jy trek dit met die bestuursgang. Ek het my hele kraal op by die huis verander. Ek en my vrou kan alleen bees kry. Ja, En dis het jy jou hek patent gemaak? julle weet natuurlik hoe sit op plase. Elke plaas het 'n boek wat jy kan skryf oor hekke oop en toemaak, maar weet julle wat maklik is? Ek het roundbar gevat wat jy maklik kan sit om deur die ketting. Ek buig hom oor die ketting, laat hy soos 'n T dan is en daarvan af kan jy sommer 'n stuk ou pyp wat jy afgesaag het, dit ek sommer 'n ou bearing. En hy gaan daardeur 'n bees maak nie vir hom toevallig oop. En omdat die roundbar nie so sterk is nie, as hulle ook baie keer teen 'n hek vashardloop voor jou hek breek, dan skuif jy die twee punte uit en die ketting gaan oop en die bees hardloop deur. Ja, so dit En jy gebruik alles ook goed wat jy hier rond dis het. alles ja. Baas. Dit is alles yster wat ek nog my pa se tyd af met enige ronde ding of 'n ou ysterpyp wat kom draai ek in sulke stukkies en Dit is baie maklik. ja. Waai nie. Nou rondwaai en weer toewaai. Rondwaai nie. En die ketting val op die grond en die bees loop daaroor en dan is die ketting weg. Jy so ja, okay, ek het sy ketting en ja, okay, ek word oop of toegemaak, sy ketting bly saam met hom. Okay, hierdie vir ons nou, jy het nou net verduidelik interessant dat die hekke wat jy hoor gemaak het. So jy kan net vertel hoe dit werk. Maar met tyd ek was gelukkig geweest om 'n klomp sneakers te kon koop in Oudtshoorn wat stukken was, so ek al my trekpale sement ek self in. Ek sal vir julle nou wys hoe ek die pypies en die goed inswys voor ek dit opsit. Ek swys al my hekke hoër vas as wat die draad is. As jy in 'n kraal werk en die bees moet oor iets spring, dan gaan hy nie oor die hoogste punt toe so seer gaan spring nie. Hy gaan dan gewoonlik na die laagste punt toe. Makliker om 'n draad reg te maak as om 'n hek reg te maak. So ek probeer al my hekke hoër te swys as wat die draad is, want as hy dan oorspring, breek hy die draad en nie my Ek hek. keer dit laat hy nie jou hek plat spring. Ja, dis 'n En as hy nou so 'n bietjie hoor is, hulle probeer nie onderdeur gaan nie omdat dit groot bees is. Hulle groot bees. Ja. Hulle probeer nie onderdeur. Kan sê voor ek 'n hek in sement, weet ek mos
waar die hekseskarniere gaan sit. So ek meet dit, hulle is gewoonlik hier so in die 70-76 cm uit. Terwyl die paal nog lekker plat is, vat ek lekker ronde pyp. En terwyl hy plat lê, kan ek kom bo en onder lekker sterk swys. Kom sit hom in. Ek het vir my pype gekop, ek dink hulle is 1,5 meter lank. En die sleepers het almal klaar 'n gaatjie in. So as ek hom ingesement het, kan ek die stippaal insit met boute en moere wat my pa ook ergens op 'n veiling by die tonne van gekoop het. Boor 'n gaatjie in die ysterpyp in, bout hom vas. Daar's die swyswerk in die veld teen, want dis nou wanneer man veld brand steek en goeie, so ek kan alles by die huis klaarmaak tot ek hom ingesit het. Die hek kom hang op sy plek. Maklik. Baie maklik. Ja. Kyk, Kobus het hierdie probleem gehad dat as hy bees inkom en hy twee krippe langs mekaar, dan wil die bees altyd deur die draad na daai krip toe gaan. So tot hy nou hierdie patent gemaak, hy sal verduidelik wat hy gedoen het net om die bees te keer dat hulle nie albei krippe in dat hy by sy krip bly en sy drade bly dan heel. Ja, dit het my nou so 47 jaar gevat om aan die plan te dink, maar laas jaar het ek tot genoeg gehad om die draad heeltyd reg te maak. Ou wimpomskeppers gevat en net so gemaak dat hy nie sy kop gaan deurdruk nie, want dit is altyd deur die draad. As die drade is altyd flenters hier so, en as die draad flenters is, gaan jou bees net deur daai gat. Ou wimpomskeppers ingestel, dit lyk nou dalk so 'n bietjie slordig, maar vir my is dit funksioneel doeltreffend. Dit lyk slordig, maar vir my dien dit 'n doel en my drade is nog van laas jaar af heel. Prakties, maklik. Drade is Kos heel. niks. Bees bly waar hulle moet bly. Kos my niks. Awesome.